Ons stuk wat ons gaan lees, soos ek sê, is 2 Konings 4 vanaf vers 8 tot en met 37. Op 'n dag het Elisa na Sunem toe gegaan. Daar was 'n vooraanstaande vrou wat by hom daar aangedring het om vir ete oor te bly. Elke keer as hy daar verbykom, het hy eers by haar aangegaan om te eet. Sy het vir haar man gesê: "Ek weet dit is 'n heilige man van God wat gereeld hier by ons aankom. Kom ons bou 'n klein bovertrekkie en sit vir hom 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp daarin. Wanneer hy by ons aankom, kan hy daar intrek." Op 'n dag toe Elisa weer daar aankom, het hy in die bovertrek ingetrek en gaan rus. Hy het vir Gehasie sy slaaf gesê: "Roep bietjie die Semenitiese vrou." Gehasie het haar geroep en toe sy voor Elisa se kamer staan, sê hy vir sy slaaf, sê vir haar: "Jy het al hierdie moeite vir ons gedoen. Wat kan ek vir jou doen? Sal ek vir jou 'n woordjie doen by die koning of by die hoof van die leer?" "Ek woon hier tussen my eie mense," was haar antwoord. Hy vra toe: "Maar kan daar nie iets vir haar gedoen word nie?" Waarop Gehasie antwoord: "Ja tog, sy het nie 'n seun nie en haar man is al oud." "Roep haar hierna toe," sê Elisa. Toe Gehasie haar nader roep, het sy in die deur kom staan. Toe sê Elisa: "Hierdie tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun in jou arms hou." Sy antwoord: "Nee meneer, u is 'n man van God. U moet tog nie vir my iets sê wat nie so kan wees nie." Die vrou het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, presies 'n jaar later, net soos Elisa vir haar gesê het. Toe die seun groter geword het, het hy op 'n dag na sy pa hulle toe gegaan waar hulle besig was om te oes. Skielik het hy vir sy pa gesê: my kop, my kop." Sy pa het vir 'n slaaf gesê: "Dra hom na sy ma toe." Die slaaf het hom na sy ma toe gedra. Hy het op haar skoot gelê tot die middag en toe is hy dood. Sy het hom boontoe gedra en hom neergelê op die bed van die man van God en toe sy uitgaan, het sy die deur agter haar toegetrek. Sy het 'n man geroep en gesê: "Stuur tog vir my 'n slaaf en 'n donkie. Ek wil na die man van God toe gaan en gou weer terug wees." "Maar waarom gaan jy vandag na hom toe?" het hy haar man vir haar gevra. "Dis mos nie 'n nuwe maan of Sabbat nie." Sy het hom gerus gestel, die donkie opgestal en vir haar slaaf gesê: "Jag die donkie aan. Minder dat hy gaan staan nie, behalwe as ek vir jou so sê." Sy is toe voort en het die man van God aangekom by Karmelberg. Toe die man van God daar op 'n afstand sien aankom, sê hy vir Gehasie sy slaaf: "Dis mos die Semenitiese vrou daardie. Hardloop haar tegemoet en vra vir haar: gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man en met jou seun?" Vir Gehasie het sy gesê: "Dit gaan goed." Toe sy by die man van God op die berg kom, het sy aan sy voete vasgeklou. Toe Gehasie nader staan om haar weg te stoot, sê die man van God: "Los haar. Sy is baie hartseer. Die Here het dit vir my verberg en vir my niks gesê nie." Sy sê toe vir hom: "Meneer, het ek van u 'n seun gevra? Het ek nie gesê moenie by my 'n valse hoop wek nie?" Toe sê hy vir Gehasie: "Maak gou klaar. Vat my kierie en vertrek. As jy iemand raakloop, moet hom nie groet nie. Gaan sit my kierie op die gesig van die seun." Toe sê die seun se ma: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal nie toelaat om agter te bly nie." Hy het opgestaan en saam met haar gegaan. Gehasie was voor hulle daar en hy het die kierie op die seun se gesig gesit, maar daar was geen geluid of enige tekens van lewe nie. Hy gaan toe terug na Elisa toe en sê vir hom dat die seun nie bygekom het nie. Toe Elisa in die huis kom, het die seun daar dood gelê, net soos hy op die berg neergelê was, op bed neergelê was. Elisa het die kamer binne gegaan en die deur toegemaak sodat hulle alleen was. Nadat hy tot die Here gebid het, het Elisa op die bed geklim en bo op die seun gaan lê. Hy het vol op die seun gelê met sy mond op die seun se mond, sy oë op sy oë, sy hande op sy hande, sodat die seun se liggaam warm geword het. Nadat hy 'n keer heen en weer in die huis geloop het,
het hy weer op hom gaan lê. Die seun het 7 keer genies en toe sy oë oopgemaak. Elisa het vir Gehasie geroep en vir hom beveel om die Sunamitiese vrou te roep. Hy het dit gedoen en toe sy inkom, sê Elisa vir haar, tel jou seun op. Sy het ingekom en by sy voete op haar knieë geval en gebuig. Toe tel sy haar kind op en gaan uit. Tot sover met die woord van die Here. Dink vanoggend 'n bietjie terug aan jou ma. Die van ons wat klaar jou ma nie meer by jou is op haar. Dink 'n bietjie terug aan jou kinderlewe saam met haar. Jou grootword tye saam met jou ma. Dink aan die goeie tye en aan die slegte tye. Vrouens, dink 'n bietjie terug aan jou ma weestyd. Of jou ma wordtyd. Dink vir 'n oomblik terug toe jy geweet het dat jy 'n ma gaan word. Hoe jy nie hierdie goeie nuus vir jouself kon hou nie. Die afwagting, die pyn, maar ook die blydskap van 'n kind in jou lewe. In die gedeelte wat ons gelees het, wil ek net 4 van die karakters bietjie uitlig. Elisa, die profeet waarvan ons lees, is die een wat, soos julle weet, by Elia oorgevat het. En hy het Elia se mantel gekry, toe Elia opgevat is hemel toe. En sy wonderwerke wat hy gedoen het, was amper dubbel soveel as wat Elia gedoen het. En baie van hulle, of meeste van hulle, staan opgeteken in 2 Konings, as julle dit wil gaan oplees. Miskien een van die dinge wat ons, of een van die tekens wat ons die meeste geskok het van Elisa, was, blykbaar het hy 'n bleskop, hy het nie hare gehad nie, toe die kinders uitkom en hom spot, en die hele tyd kaalkop of bleskop noem. Hoe hy tot die God gebid het, of tot God gebid het, en 2 beere uit die bos gekom het, en 42 van hierdie kinders verskeer het. En hoe ons vandag dink, dit is 'n bietjie, maar dit verwys dalk na hierdie allerverskriklikste heiligheid van hierdie profeet. En dan kyk ons na Gehasie. Hy was eers Elia se slaaf. En toe Elia weg is hemel toe, het hy besluit om Elisa te volg. En dan die Sunamitiese vrou, wat hierdie verhaal eintlik oorgaan, ons gaan nou 'n bietjie meer haar beter leer ken. En dan die seun, waarvan ons nie eintlik baie weet in hierdie verhaal nie, maar wat juis hierdie wonderwerk is van hierdie hele storie, eintlik 'n dubbele wonderwerk. Nou ons lees dat hierdie Sunamitiese vrou 'n baie redelike, invloedryke en welhaar vrou gewees het. Maar dan lees ons ook by dit dat sy ryklik geseën was in baie ander opsigte. Ons lees van haar onwankelike geloof, haar wysheid en ook haar stilte. En die plek waar haar huis gebou is, was ook baie ryk aan geskiedenis vir Israel gewees. Dis hier waar koning Saul en Jonathan in 'n oorlog dood is. En dis ook op hierdie gebied waar die Israeliete baie groot oorwinnings oor die Filistyne behaal het. En sy sou baie vir hierdie profeet Elisa gesien het, want hy was baie van Nasaret na Jerusalem op pad en terug, en moes voor haar huis letterlik verbyloop. Elke keer as hy na Nasaret toe gaan, of terugkom na Jerusalem toe, is hy by haar huis verby, en sy het hom miskien geleer ken, deur van die wonderwerke te hoor van die ander mense, wat Elisa reeds gedoen het vir haar mense. Alles wat hy deur God gedoen het, hierdie wonderwerke wat deur God se hand deur Elisa gedoen is. En dalk het sy toe al tot geloof gekom. En nou sê hierdie vrou vir haarself en toe vir haar man, hierdie profeet loop gereeld by ons huis verby.
Kom ons bou vir hom 'n plekjie op die dak waar hy kan oorbly as hy so reis en dan kan hy sommer lekker uitrus. En hierdie bovertrek wat hulle vir hom aangebou het, sou dan deur haar tuin gegaan het met trappe langs die kant van die huis op. Koel, stil, privaat. Die vrou is natuurlik baie goed vir hom gesorg het van alles wat sy het as hy hier oorgebly het. En gou het dit die gunsteling plek van hierdie profeet geword op sy reise. Die vrou maak haar huis vir Elisa, die profeet van God, oop. En sodoende maak sy ook die deur van haar lewe oop vir God om in te kom. En soms is dit al wat ons nodig het. Die deure van ons lewe oop te maak vir God om in te kom. Julle die evangelie, die boodskap wat die evangelie hou is so eenvoudig. Romeine 10 vers 9 som dit vir ons op. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Eendag sien ons nou dat Elisa vir die vrou vra, jy's altyd so goed vir my. Wat kan ek vir jou doen? En hy noem 'n klomp goed op, moet ek met die koning 'n bietjie gaan praat, die hoof van die leermag. Maar hierdie vrou antwoord vir hom, ek is tevrede hier tussen my mense waar ek bly. Ek is tevrede met wat ek het. Want ware tevredenheid is 'n baie skaars ding. Want ons wil altyd almal hierdie bietjie ekstra hê, net sodat ons tevrede kan wees. Maar hierdie vrou het geweet dat ware tevredenheid van binne afkom, net deur God alleen in jou lewe te hê. Maar dan sien ons so rukkie later, dit is Gehasie wat na die profeet toe kom en vir hom sê, hierdie vrou het nie 'n seun nie. En dis iets wat elke godvreesende vrou in Israel verlang. En Elisa roep haar nader en sê vir haar, hy sal volgende jaar 'n seun hê. En haar antwoord, u is 'n man van God, moet tog nie vir my iets sê wat nie kan gebeur nie. In die ouer vertaling sê daar, moenie vir my lieg nie. Want volgens wêreldse standaarde is dit onmoontlik. Maar die vrou word swanger met 'n kind, soos Elisa gesê het. Kan jy jouself die band voorstel tussen hierdie ma en hierdie kind? Hierdie kind wat sy deur die profeet se seëninge van God af gekry het. Kan jy jou voorstel hoe dit hierdie ma se geloof, wat sy reeds gehad het, nou in God verdiep het? En dan sal so rukkie stilte, ons hoor nie weer van hierdie kind en die ma nie, en dan kom hulle weer as hy so 12 jaar oud is. En ons lees hierdie lieflikskind is saam met sy pa op die land tussen die mense, en hy begin kla oor 'n pyn in sy kop, en dit raak al erger. En volgens bronne van daai tyd sê hulle dit was 'n verskriklike warm dag, en die mense dink dat die kind dalk verskriklike sonsteek opgedoen het, of dalk 'n ligte beroerte. Maar hulle vat hom toe na sy ma toe, en hierdie ma, hou hierdie lieflikskind van haar, wat sy van God af gekry het, in haar skoot vas. Hierdie wonderskind van God, wat nou siek lê in haar skoot, en dis waar hy doodgaan. Sy dra die liggaam na die profeet se kamer toe, en lê hom op die profeet se bed neer, maak die deur agter haar toe. En in hierdie hartverskeurende tyd, hoor ons nie een keer of lees ons nie een keer van 'n hulpkreet uit hierdie vrou se mond uit nie. Van blaam of trane uit hierdie vrou se mond uitkom nie. Sy roep net aan man en sê, bring vir my 'n donkie en slaaf. Sy sê nie eers vir hom, haar kind is dood. Sy het net een doel voor oë.
om by hierdie profeet van God, hierdie Elisa uit te kom. En nie vir een oomblik lees ons dat haar geloof gewankel het nie. By Elisa gekom, hy sê eers by Gehasie verby, en soos dit nou maar die gebruik is, vra mense, maar hoe gaan dit by die huis, en dit, almal daar, en sy sê goed. En toe sy by die profeet Elisa kom, toe val sy voor sy voete neer en gryp sy voete vas. Nou dit was 'n ongehoorde ding in daai tyd. Dit word net nie gedoen nie. En ons sien dat Gehasie dadelik wil wegtrek van hierdie profeet af. Maar nou kyk Elisa af op hierdie vrou en sien vir die eerste keer hierdie vrou se hartverskeurende pyn op haar gesig. En sy sê vir hom, meneer, het ek nie gesê, jy moet my nie hoopvol maak nie? Is ek die een wat jy gevra het vir 'n kind? En dit lyk vir my asof God nie vir Elisa dit bekend gemaak het, dat hierdie kind wel dood was nie. Want nou sien ons, hy sê vir Gehasie, vat my kierie, en jaag met die donkie na hierdie mense toe. Moet niemand langs die pad groet nie. Vat my kierie en gaan sit dit op die seun se gesig neer. Nou hierdie kierie was ook 'n simbool van Elisa se krag, en dit is in baie van sy wonderwerke ook speel 'n rol daarin. Want jy sien, so dikwels kyk ons in hierdie simbool vas, en ons vergeet van die werklike krag van God agter hierdie simbool. En nou sê jy dink dat hierdie vrou met 'n spoedagtige Gehasie en hierdie kierie aanjaag na haar kind toe, maar sy bly net daar waar sy is. Sy bly agter en sy sê vir Elisa, sonder u gaan ek nêrens heen nie. Want hierdie vrou erken en weet, net deur die ware God alleen sal haar kind weer lewend gemaak kan word. En Gehasie en die kierie, die werk toe nie uit nie. En ons sien hoe Elisa daar aankom, en op die ouend alleen in die kamer ingaan, en die kind deur 'n snaakse ritueel wat vir ons vandag as dit lees baie snaaks is, maar is amper presies as jy teruggaan na Elia toe, dieselfde wat Elia gedoen het om 'n kind op te wek. En dan sien ons weer hoe die kind lewend word. Hierdie ma sien vir die eerste keer weer die kind se armpies na haar uitsteek. Haar seun wat dood was, is nou weer lewend. En sy val voor Elisa se voete neer, met net een wete, haar lievelingskind lewe weer. Hierdie moeder se geloof word getoets meer as wat meeste van ons ooit sal kan besef. Sy verloor haar seun, maar nie vir een oomblik verloor sy haar geloof in God nie. Sy bly in vaste vertroue dat God sal help. Nie 'n leë geloof aan haar kant nie. Geloof wat aktief is, vol hoop en vol verwagting. Eendag sal alles wel wees. Dit is so. God sal voltooi wat hy hier begin het. Dalk nie in hierdie wêreld nie, maar definitief as hy weer kom. Want God is in die opstandingsbesigheid. Hy sorg vir ons. En dit is die asemhaling van ons geloof. En dan later lees ons weer van hierdie vrou en Elisa. Want die wonderwerke van hierdie vrou en haar kind is nog nie klaar nie. En Elisa sê vir haar later dat daar kom 'n groot hongersnood aan. Vat jou kind en trek na 'n ander land toe. Wat sy dadelik doen. En 7 jaar later kom hierdie vrou terug en sy het absoluut niks. Sy maak 'n afspraak om die koning te gaan sien. En toe sy in die raadsaal van die koning instap, op daai spesifieke tyd sy na seun, is Gehasie reeds besig om hierdie nuwe koning te vertel van hierdie wonderwerk wat plaasgevind het, hierdie wonderkind en hierdie vrou. En hulle stap in dieselfde tyd by hom in. En nou sien hierdie koning met sy eie oë hierdie wonderkind. En hy gee vir hierdie Sunnietiese vrou alles terug wat sy gehad het, asof sy nooit weg was nie.
Weet jy, dis nie bekommer en vra, wat moet ek eet, wat moet ek drink, wat moet ons aantrek nie. Dis tog alles wat die ongelowiges pla. Julle hemelse Vader weet tog dat ons alles dit nodig het. Nee, beywer jou eers vir die koninkryk van God, en dan sal hy vir jou al hierdie dinge bygee. Want julle dis nie bekommer oor môre nie, want elke dag bring genoeg van sy eie bekommernis. Elke dag het genoeg van sy eie moeilikheid. Wanneer daar vrede in jou hart is, wetende dat die Here eerste is in jou lewe, dan sal daardie vrede maak dat jy God waarlik vertrou, wat ook al in jou lewe aangaan, of jy dit verstaan of nie. Bid vir die Here se intrede en verwag dan die onverwagte. Verwag die onmoontlike. Vra en julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop, vir hulle sal oopgemaak word. Op Moedersdag sien ek weer hierdie vrou van Sinim wat plek gemaak het vir God in haar lewe. Die God op wie sy so vertrou het, dat sy op hom alleen geglo en gewag het vir uitkoms. Is ons as Christene in hierdie land op daardie punt van ons geloof? Daar is 'n tyd om vreesloos plek te maak vir God in ons lewe, in elkeen van ons lewens. En om tevrede te wees binne die landskap waar ons woon, met wat ons het. En net aanhou om God te vertrou